Sykepleie er lov å Den må så completamente tagliato tutto il manicure o vestitiglio. Essere dopo vestitiglio. Jag vet inte jag Ja, ja. Saya alam daw per i urolste alla scuola insomma. Ik ben daar gewoon eens terug naar ons. Ga ik dan van Thank
Dit was 'n stille nag, 'n heilige nag, soos die ou verhaal vertel. Kersfees is nie net geskenke oopmaak nie, maar die oopmaak van ons harte. Kersfees is 'n onthou-fees. Ons wêreld word ingekleer in die Kerstyd met wit en groen, rooi en goud. Want as Kersfees kom, blink alles, skitter alles, en tog word Jesus toegedraai in ou lappe. Vriende, hartlik welkom by Kersangdiens 2025. Vanaand het ons hier voorreg om vir mekaar te kan sê, om te onthou is om te wees. En daarom ons onthou, daarom is ons. Vanaand is die sang ons belydenis. Christus is ons lig, selfs in die donkerste donker van hierdie lewe. In 'n Kersverhaal is daar altyd baie naamlose karakters. Die herbergier, die herders, die diere in die stal. Almal so integraal deel van die verhaal. En alhoewel dankie dan 'n klein woord is vanaand, wil ons dit tog gee vir elkeen wat een van die naamlose karakters in hierdie verhaal vanaand ook is, die agter die skerms. Soos julle kan sien is hier versierings, in die saal gaan julle heerlike gebak nou geniet, daar's vrugtekoek, daar's koekies, alles wat lekker is. Natuurlik is daar ook dan die wat gehardloop het om vandag gereed te kry. Ons het hier voor vanaand ook mense wat voor die skerms dan funksioneer, maar ook naamlose karakters. Mense wat vanaand hier is en sê ons kom gee ons harte, ons kom gee ons talente. En daarom is dankie so 'n klein woord. Met die dekor vanaand het Greta gesê, dit laat haar bietjie dink aan die Europese Kersfees, 'n Kersfees waar ons sommer net iets van die eenvoud beleef. Dis nie blink nie, dis nie vol liggies nie, dis dood eenvoudig bome en kerslig. Met hierdie bome en kerslig wil ons elkeen vanaand uitnooi tot 'n eenvoudige Kersfees. 'n eenvoudige oomblik van onthou. Die eenvoudige onthou. Dink aan jou kinderdae soos jy vanaand sing. Dink sommer aan oomblikke in jou lewe. Daai plekke waar Kersfees vir jou dan ook kom deurbreek het. Vriende, vanaand sal julle sien, is die adventskrans hier in die middel. Die fokus is Christus, wat ons lig is, wat deurbreek in hierdie wêreld. Die nagmaaltafel is steeds hier. Die tekens is sigbaar. Vanaand vir 'n oomblik fokus ons op die geboorte, maar altyd met die brood en wyn in ons gedagtes. Die doop vond baie sentraal om ons te herinner, Christus het in ons wêreld deurgebreek, sodat ek en jy die evangelie nie net kan hoor nie, maar dit dan ook kan leef. Vriende, baie dankie aan almal wat vanaand moontlik gemaak het. Kom ons sluit die oë. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Amen. Familie, vriende, God het ingetrek in ons gemeenskap. In hom is ons hoop, vrede, vreugde en liefde. Amen.
Dit is so lekker om julle almal vanaand hier te hê. Is dit nie pragtig dat julle so lekker mooi lyk vanaand nie? Kom ons gee vir hulle hande klap, vriende. Is dit nie so wonderlik nie? Ek het vanaand hiervoor iets baie spesifiek. Kyk gou so vinnig, wat het ek hiervoor? Candy canes, nee, kierie lekkers of sommer net soet kieries. Nou hierdie kieries is interessant, nee. Hulle kom al van baie jare terug, die 16de eeu. Daar was 'n oom wat 'n koor afgerig het, nee. En toe daai koor ewe skielik begin praat in die diens en toe besluit die koorafrigter, hy gaan vir almal sulke suikerstokkies gee, soos kieries, en dan kan hulle dit saam met hulle vat en in hulle monde sit en dan suig hulle lekker tussen die liedere en dan weet niemand van hulle nie. Gelukkig is ons so bly om julle te hoor vanaand, so julle hoef nie stil te wees nie. Sing lekker saam. Nou sê gou vir my, wie het gewoonlik kieries as ons na die Bybel kyk? Yes. Die herders, okay. Nou, is herders in die Bybelse tyd gewilde mense gewees? Dink julle so? Nee. Herders was heeltyd by hulle skape, so hulle het gestink en hulle was heeltyd so op die kant, nee? So hulle was mense nie baie van hulle gehou nie. Nou interessant, wie is die eerstes wat hoor van Jesus se geboorte? Kom ek hoor weer? Die herders, nee. Hoor julle hoe mooi is dit nie? God is so lief vir almal, dat hy selfs vir die stink, vuil herders eers te vertel, dat Jesus gebore is. Dit is baie spesiaal. As die herders goed genoeg is, dan is ons beslis ook goed genoeg vir die Here. Gaan julle dit onthou? Ek wil vra dat julle so vir 'n oomblik, ek gaan na die tyd, gaan ek sommer hier staan, dan gaan ons elkeen 'n kierie kry, en jy mag hom eet, en jy mag raas, en jy mag hier wees vanaand, dit is ons so lekker om julle hier te hê, hoor. Maar voordat ons dit doen, gaan ons 'n pragtige lied saam sing. Kom ons sing, al was ek nie daar nie. Ek wil graag vra Millie dat jy vir ons watter kers vanaand aansteek, kom ons kyk gaga. Kan julle raai watter kers ons vanaand op die adventskrans aansteek? Nee. Nee. Die perse, een van die perse, want vandag is die Sondag van hoop. Gaan julle dit onthou? Nou wil ek vra dat julle almal sommer hier so by ons verbykom en dan gryp jy vir jou 'n kierie om te hou vir die diens en lekker te eet aan. Julle is so welkom.
Dominee. Sy sê dankie vir die familie, sy sê baie dankie. Baie dankie. Sy sê baie dankie. Seker maak as jy enige kinders daar agter sien wat nie gekry nie. Sy net op die begin aan die volgende. Die koning van die hele wye
In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar toe gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie." Maar Maria het vir die engel gesê: "Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie?" Die engel het haar geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger. En sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger. Want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie." Toe sê Maria: "Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord." En die engel het van haar af weggegaan. In daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na 'n dorp in Juda. Sy het Sagaria se huis binne gegaan en Elisabeth gegroet. Toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moederskoot van vreugde gespring. Sy is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep: "Geseënd is jy onder die vroue. Geseënd is die vrug van jou moederskoot. Wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net hoe ek jou groet hoor, het die kindjie in my moederskoot van uitbundige blydskap opgespring. En gelukkig is sy wat geglo het dat die Here sy beloftes aan haar vervul sou word."
Maria het toe gesê, my siel loof die Here. My gees jubel oor God, my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm, die denke van hoogmoediges verwaar hy. Heersers ruk hy van hul trone af en geringes verhoog hy. Hongeres versadig hy met goeie gawes en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy dienskneg Israel het hy bygestaan, deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria het ongeveer 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. O Christus, ons Herr,
'n engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei, en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmal sou hy die hele wêreld skande dra? Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy, met hoeveel liefde en angs, sou hy sy hele vaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een, om in jou nood by jou te staan. Het jy geweet, dat hy alleen, Getsemane, sou binnegaan. Toe vorste uit die ooste kom, om nederige hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet, dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan.
Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigting wat God loof. Eer aan die Heer, God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Thank you. 'n 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 'n
Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: Kom ons gaan reguit na Bethlehem toe en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarin vertrek en Maria en Josef en die kindjie in die krib sien lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. In 1963 sing Andy Williams die bekende lied Christmas is the most wonderful time of the year. En vir baie van ons is dit vanaand so waar. Ons het familie, ons het vriende, ons kuier lekker saam. Maar ons weet ook dat dit nie noodwendig vir almal so is nie. Hier sit vanaand gesinne wat eerstes beleef, intense pyn, dalk vir die eerste keer leesstoele aan jou kerstafel, miskien vir die soveelste keer. Dis nie sonder rede dat Kersfees ook 'n weerlose verhaal is nie. Christus, die brose kind, in 'n vuil stal, sodat ons vanaand ook broos
mag wees. Ons onthou vanaand die broosheid van ons eie verhale. En alhoewel daar dalk stoele leeg is ons harte vol. Immanuel, God met ons. Mag ons vanaand besef, ons onthou, daarom is ons. Mag ons word wie ons is. Ek bid dat God jou dra oor paaie van gevaar, sy lig laat skyn oor al jou kommer en vrae. Ek bid dat hierdie Kersfees jy min twyfel in jou hart sal dra, maar dat glimlagte en goeie dae hierdie Kersfees genoeg blydskap sal bring om vir ewig rond te dra. Ek bid dat God jou geliefdes, al is van hulle dalk ver,
saam jou gebede en toekomshoop sal toevou in sy liefde en hulle almal goed bewaar. Mag hierdie goeie tyd net meer liefde in jou hart wakker maak, om 'n ander se hand te vat, al het hulle harte liefde vergeet. Maar bo dit alles, hierdie Kersfees, mag jy God se liefde ervaar, mag jy sy teenwoordigheid in alles om jou gewaar. Ek bid dat God jou optel en by sy Vader skoot laat rus, sodat wanneer hierdie feestyd se dae al minder raak, hy jou in sy krag die nuwe jaar verder en hoër sal laat vaar. Nog 'n somer schon Kersfees van die koningskind verjaar. Ek skryf vir jou uit die noorde en sal 'n postduif vra. Sal hy gaan draai in die suide by die berg en die see. En daar waar my liefde kalf het loop en dood af vir jou gee. Somer schon Kersfees van die koningskind verjaar. Die suiderkruis my kompas en 'n engelekoor ry saam en my hart gesels langsam oor die liefde en ek weet die herberg lê om die draai. Jy wag vir my by die see. Kersfees is vir die hele wêreld bedoel, ook vir ons aan die suidpunt van Afrika, in 'n soelwarm Suid-Afrika. 'n Somerkersfees onder die Suiderkruis, sonder sneeu en dennebome, eerder sonskyn en doringbome, met ons eie soortige spanspekballetjies en feta waardlemoen.
Mag die God van die engele wat Christus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle harte bring op hierdie dag en vir altyd. Mag die God van liefde wat sy enigste seun vir ons gegee het, julle met lewe en liefde en vrede vul. Mag Immanuel, God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, totdat hy julle in sy ewige koninkryk laat ingaan. Die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën julle van nou af en vir ewig. Geseënde Kersfees en 'n voorspoedige nuwe jaar. Amen.